Ekskuus, hier's 'n spinnerakkie hierso. As hy goeie, hy is nog steeds hierso. Dis 'n bietjie lastig. Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se erediens, vriende, familie. Dit is wonderlik om julle almal hier bymekaar te hê op hierdie mooi dag van die Here, die nagmaal waar die Here ons uitnooi om saam 'n fees te vier en saam die gemeenskap van gelowiges te vier ook. Net voordat ons begin 'n paar afkondigings. Almal wat aansoek gedoen het om saam met ons nagmaal te vier is baie welkom. Ons is vandag bevoorreg om baie familie hierso ook tussen ons te hê, so ons sien uit om saam met julle ook die nagmaal te vier. Daar is ongelukkig 'n lidmaat onder die tug ook, wat nie saam mag nagmaal vier nie. Ons vra asseblief julle gebede daarso. Dan die kollektes by die binnedeure is vir die kerkkas en die buitedeure is vir emeritaatsversorging. Die diensouderling is wijk 4. Daar is nie katekisasie vanoggend nie. En dan gemeenteete is wyke 12 tot 15. Indien jy nie weet wat om te eet vanmiddag nie en jy twyfel dalk nog, asseblief kom braai saam. Dit is baie aangenaam. Dis altyd goed om as gemeente saam te kuier ook. Verjaarsdag vir hierdie week. Vandag is dit oom Ernst Voogd. En dan die 27ste is Roan Botha, die 28ste is Kobus van der Linde, 29ste Johan Taljaard en die 29ste is Mel Stronkhorst. Ek sien in die blaadjies het Melly, so mens kan sien tannie Karin het dit ingevul. Baie geluk vir julle. Hoop dit is 'n wonderlike jaar wat voor lê en dat die Here julle sal bemoedig en bystaan en dat julle sy vreugde sal beleef. Onder lief en leed dink ons aan almal wat deur 'n moeilike tyd gaan. Ons dink ook aan almal wat prestasies behaal het en vreugde in die lewe beleef. Mag die Here julle versterk en bemoedig en help deur alles. Verder, indien daar iets is waarvan ons nie weet nie, laat weet asseblief vir ons dat ons saam kan bid ook. Ons is in die proses om ouderlinge en diakens te verkies en die kerkraad het dit goed gedink om die gemeente se insette te kry. Indien julle weet van mans met die nodige gawes wat kan dien as 'n ouderling of 'n diaken, gee asseblief die name deur aan my of aan Karin, sodat ons dit ook kan bymekaar kry. As daar te veel is, sal ons dan as 'n gemeente stemming ook hou. Dan vir die program vir die week. Dinsdag het ons Bybelstudie, Woensdagoggend ook Bybelstudie en Donderdag aand ook Bybelstudie. En dan Woensdag aand om 6:00 is daar hoërskooljeug en dan Vrydagoggend is daar weer 'n susters pannekoekbak projek. So ons sien uit om dit weer te doen. Ons moet begin geld insamel sodat ons die saal kan vergroot. So dit is 'n goeie projek om dalk pannekoek te bak, nog nie amptelik met Annie Marina bevestig nie, maar ons kan dalk dit begin gebruik vir dit. Maar verder, maak julle gedagtes oop vir projekte wat ons kan doen om fondse in te samel, sodat ons saal kan uitbrei en sodat ons daai ruimte ook meer effektief kan benut. Dis dan al die afkondigings vir vandag. Ek wil net vra, is daar enige iemand wat vandag in die banke bedien moet word met nagmaal? Oom Pieter, is okay, goed. Ons sien uit om dan oom by die tafel te hê. Kom ons word stil voor die Here. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die oppermagtige God, aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die magtigste van alle maghebbers, aan sy liefde is daar geen einde nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en Here Jesus Christus wat homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van die Vader te volbring. Aan hom kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Amen.
Ons loof die Here saam vanoggend uit Psalm 9 uit. Daarvan sing ons verse 1, 2, 5 en 7. Ek sal van ganse harte Heer, die wonders groot maak en die eer. Ek sing omdat ek in die by is, aan wie my lofsang toegewy is. Omdat my vyand toegeneem, teruggewyk het en gevlug, omdat hy voor die aanskyn weg is, en hier my sal weer die misdrijf. Maar wat is sal net vergaan, bly ewig God se huis goed staan. Hy val sy vonnis, sy liefde, regverdig oordeel hy die volke. Die hart van overgewigheid sal in die afstand vastbly. Die wat die soek en sal vertrouwe, is my die veilig en behouwe. Wat 'n voorreg is dit nie om ons geloof te kan bely nie, om te sê dat die Here ons uit ons sonde uit gered het en hier geplaas het, sodat ons kan sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan die Here se wet lees uit Eksodus 20 uit en dan gaan ons daarna saam sing uit Psalm 38 vanaf vers 38 vers 1, 16 en 17. Straf tog nie in ongenade my misdade. Heer, verdra my met geduld. Wil tog nie in toorn ontsteek nie en u wreek nie op my sonde en sondeskuld. Hierdie Psalm is verootmoediging voor die Here. Dit is 'n Psalm wat sê ons weet ons is sondig voor die Here. Ons weet dat ons nie kan staande bly voor hom nie. Ons weet dat ons ongehoorsaam is aan sy wet. Maar dis 'n vraag vir die Here om ons nie in ongenade te straf nie, om sy genade aan ons te betoon en met geduld met ons te werk, want ons weet dat hy dit in sy seun gedoen het en ons is so dankbaar daarvoor. So nadat ons Eksodus 20 gelees het, gaan ons dan saam sing Psalm 38. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder
of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons val in vooruitmoediging voor U neer. Ons weet dat ons nie staande kan bly voor U almag nie. Ons weet dat U ewig heilig is. Daar is niemand soos U nie. U is goed. U is magtig. U is soewerein. U is in beheer. Wie durf voor U te staan kom en sê, ek is goed genoeg vir U? Dit is so jammer dat ons soms dink dat ons deur onsself ons eie redding kan bewerk. Dat ons dink ons dade goed genoeg is vir U. Ons is jammer vir die tye in ons lewens wat ons so van U af ook wegdwaal. Waar ons in moedeloosheid sê, my dade is nie goed genoeg vir U nie. Wat help het ek probeer? Ons wil
jammer sê vir dit vanoggend. Ons wil jammer sê vir die oomblik in ons lewens wat ons op ons eie krag staat maak. Help ons om vanoggend te besef dat in onsself sal ons nooit goed genoeg wees nie, maar in U het ons so baie. In U het ons redding, verlossing, genade, krag, moed vir die toekoms. En U is ons nooit weer alleen nie. Ons weet dat U Heilige Gees ons dag in en dag uit bystaan en bemoedig en versterk. Help ons om Jesus Christus se verlossing as die belangrikste ding in ons lewe te hê. Lei ons om die plekke in ons lewens waar ons so teen U sondig raak te sien. Help ons om te bekeer daarvan. Ons kan nie sonder U nie. Help ons om te weet dat ons nooit sonder U ook sal kan funksioneer nie. Dankie vir hierdie genade wat ons ontvang het in U Seun Jesus Christus en dat ons vanaf hom ook hierdie teken van die nagmaal ontvang het waar ons op 'n fisiese manier kan sien wat hy vir ons gedoen het. Ons weet ons is swak mense, ons weet ons vergeet so maklik en daarom het U vir ons hierdie sigbare tekens gegee. Mag dit opnuut 'n herinnering wees, 'n versterking, 'n bemoediging. Mag ons in U gevestig word. Ons bid dat U met ons geliefdes sal wees wat nie vandag hierso fisies kan wees nie as gevolg van siekte en pyn. Dat nie meer die krag het om te kan opstaan nie. Help hulle om te weet dat U by hulle is en hulle bemoedig en versterk. Ons bid dat ons U woord gaan oopmaak, dat ons daarna sal luister en sal hoor, so sê die Here, so sê U. U is besig om met ons te praat, ons kan die stem hoor. Ons dankie vir die feit dat ons hier by mekaar kan wees en hier so verenig kan staan in U naam. En ons bid dat alles in Jesus se naam alleen. Amen. Gedeelte wat ons vandag lees gaan oor van die laaste dinge wat Jesus gesê het voordat hy gearresteer is en dan gekruisig is. En dit gaan oor 'n hele klomp goed. Dit gaan oor oordeel, dit gaan oor mense wat na die Here se stem luister, maar nie dit wil verstaan nie. Dit gaan oor Jesus wat gekom het om die Vader se woord te bring. So kom ons lees saam Johannes 12 vanaf vers 37 tot 50. Alhoewel Jesus so baie wondertekens vir die mense gedoen het hulle tog nie in hom geglo nie. So moes die woorde van die profeet Jesaja vervul word. Here, wie het geglo wat ons gehoor het? En aan wie is die mag van die Here geopenbaar? Waarom hulle nie kon glo nie, sê Jesaja ook elders. God het hulle oë blind gemaak en hulle verstand laat afstomp, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Jesaja het dit gesê omdat hy die heerlikheid van die Here gesien en oor hom gepraat het. Nietemin het selfs baie van die lede van die Joodse raad tog ook tot geloof in hom gekom. Maar uit vrees vir die Fariseërs het hulle dit nie openlik bely nie, sodat hulle nie uit die sinagoge geban sou word nie. Want hulle het verkies om liewer deur mense geëer te word as deur God. Toe het Jesus uitgeroep, wie in my glo, glo nie net in my nie, maar ook in hom wat my gestuur het. En wie my sien, sien ook hom wat my gestuur het. Ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat die wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie.
En as iemand na my woorde luister en hom nie daaraan steur nie, veroordeel ek hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel. Die woorde wat ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel. Ek het nie uit my eie gepraat nie, maar juis die Vader wat my gestuur het my opgedra wat ek moet sê en wat ek moet praat. En ek weet dat sy opdrag die ewige lewe beteken. Wat ek sê ek presies net soos die Vader dit vir my gesê het. Ons lees vers 48 dan weer saam. Wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel. Die woorde wat ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel. Ons hou nie daarvan om oor oordeel te praat nie. Ons samelewing glo vas, ons het bietjie verby daai tyd beweeg. Ons gee nie meer om oor die eindtydse oordeel nie. Hoekom wil mense sulke goed glo? In ons samelewing op 'n menslike vlak word oordeel of te erg toegepas of net glad nie. Aan die een kant sê mense, ons mag glad nie oordeel nie, los 'n persoon uit. Laat hy of sy hulle eie lewe leef. Laat hulle doen wat hulle wil. Jy mag nie eens oor iemand anders praat nie, want dan is jy te oordelend. Aan die ander kant is ons al te gretig om oor mense se voorkoms, status, ouderdom, geslag, ras, kultuur of dade te oordeel. Ons is so vinnig om iets waarmee ons nie persoonlik saamstem nie, uit te wys. Daar's heel moontlik nie 'n tydperk in ons geskiedenis wat meer op oordeel gefokus is as die tyd waarin ons nou lewe nie. Jy word wakker en blaai deur sosiale media en dit is so maklik om ander mense se lewens te oordeel. Jy oordeel oor hulle lewenskeuses, jy kyk neer op die manier waarop hulle dinge doen. Besighede moet gebuk gaan onder resensies op die internet. Ek sal nie verbaas wees as daar een van die dae toepassing is waarop mense amptelik gegradeer word nie, waar jy 'n sterretjie uit 5 uit kan kry nie. So ook oordeel jy oor jouself. Jy dink jy sal nooit so goed wees as iemand anders nie. Voel altyd minderwaardig, voel altyd sleg. Die meerderheid van die tyd word ons ook geoordeel op die uiterlike in plaas van die innerlike. Jou voorkoms is belangriker as jou optrede. Jou populariteit is belangriker as om goeie waardes te hê. Selfs in die kerk dink die mense jy is op die regte pad as jy maar net kerk bywoon uit gewoonte, al is jou hart glad nie by die Here nie. Op 'n meer amptelike vlak voel dit asof professionele oordeelgewers, soos regters, by die dag ook meer korrup word. Regters kan beïnvloed word deur mag, deur rykdom, status, deur persoonlike koneksies, deur intimidasie. Hulle kan hulle posisies gebruik om hulle self te verryk. Regters kan bang wees vir mense en deur die regering of bendes of populêre opinies beïnvloed word. Selfs opregte goeie regters is nie altyd daartoe in staat om die volle prentjie van 'n saak raak te sien. En dan voel dit gereeld asof die gereg glad nie geskied nie. Want mense is nie meer bang vir regters nie. In die wêreld gebeur dit, maar ook in ons land. Kriminele word vrygestel terwyl onskuldige mense daaronder ly. Misdaad en onreg vind plaas sonder dat enige oordeel oor hierdie misdadigers gevel word. Ons word met die gebrokenheid van hierdie wêreld op 'n daaglikse vlak gekonfronteer. Waar kry ons 'n regverdige regter? Waar kry ons iemand wat reg sal kan oordeel?
Is daar 'n vooruitsig dat dit beter sal kan gaan? Ek kan nie my eie hart vertrou om altyd op die regte manier te oordeel nie. Selfs die beste van ons is ook maar nietig en sondig. Waar kry ek iemand wat sal seker maak dat reg geskied in hierdie wêreld, want reg moet geskied. 'n Wêreld sonder 'n regter is tot totale anargie en afbreek. Dis die toekoms wat gaan gebeur, anargie en afbreek. Waar kry ons iemand regverdig? Waar kry ons iemand wat seker maak dat die regte ding gebeur? Waar kry ons iemand met die nodige autoriteit? Waar kry ons iemand wat nie op die uiterlike oordeel nie, maar wat weet wat in mense se harte aangaan? Waar? Daar's net een wat regverdig genoeg is. Daar's net een met die nodige autoriteit. Daar's net een wat mense se harte ken. Daar's net een wat nie volgens die uiterlike oordeel nie. Daar's net een wat nie homself wil verryk nie. Daar's net een wie ons kan vertrou. En dit is Jesus Christus alleen. En weet julle, Jesus gaan kom om die finale oordeel te bring oor die mensdom. Hy het so gesê en God is getrou aan sy beloftes. Jesus gaan kom om die regverdige regter te wees. Daar kom 'n dag wat al die volke, al die mense wat ooit gelewe het voor hom bymekaar gebring gaan word. En hy sal die mense skei soos wat 'n wagter skape en bokke van mekaar skei. Ons lees al van in Matteus 25. Hy sê aan die wat in hom geglo het, sal hy sê, my koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. Aan die wat hom nie geken het nie, die wat verkies het om na hulle self te luister en in dooie gode te glo, sal hy sê, gaan weg van my af, vervloektes. Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. Julle het nie my geken nie. Daar's nie 'n grys area as dit kom by geloof nie. Of jy is vir Jesus Christus of jy is teen hom. Of jy aanvaar hom as die regverdige regter of jy ontvang sy oordeel. As mense hou ons nie daarvan om te dink aan die laaste oordeel van Jesus nie. Ons hou nie daarvan om te dink dat die wêreld op pad is na die laaste oordeel toe nie. Die mensdom haat dit om te weet dat die toekoms nie in ons hande is nie. Ongelowiges spot die idee van 'n komende oordeel. As iemand die Here se naam belaster, of iemand sê net voluit hulle glo nie, en daai persoon maak 'n bespotting van die Here en dink daar's geen gevolge nie, dis waarvan ek praat, dis mense wat dink dat hulle die Here kan spot en daar gaan net niks gebeur nie. Mag dalk nie nou dadelik iets gebeur nie, maar die toekoms wat voorlê, as jy verhard daarin om die Here te haat, as jy verhard daarin om nie om te ken nie, is dit 'n vervloekte toekoms wat vir jou voorlê. Mense hou nie daarvan om te dink aan Jesus as die regter nie, hulle verkies om dit te ignoreer. Want sonder 'n komende oordeel, sonder Jesus wat kom, kan ek net doen wat ek wil. Hoe gereeld lewe ons ook nie so nie? Hoe gereeld dink ons ook nie maar net ons kan doen wat ons wil nie? Ons kan optree soos wat ons wil nie. Daar's nie gevolge daarvoor nie. Besef ons dat Jesus die regverdige regter is wat op pad terug is? Hy sê hierso, toe hy nog op aarde was, dat in vers 47, as iemand aan my woorde luister en hom nie daaraan steur nie, veroordeel ek hom nie. Dat ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Nou, hoe pas dit aan by Jesus wat die regverdige regter is? As hy sê hy het uit aarde toe gekom om nie te veroordeel nie, maar om te red. Dis die eerste oordeel. Dis die verlossing van die eerste oordeel, en ons gaan nou 'n bietjie meer praat daaroor, maar verder gaan dit oor in vers 48 wat sê, wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel.
Die woorde wat ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel. Dus dit wat Jesus gesê het, dit wat hy sê van hy is die lig in die duisternis van hierdie wêreld, hy kom om te red. As jy jou rug draai op daai woorde, gaan dit jou aankla op die dag van die laaste oordeel. As jy dit nie wil glo of lewe in die Here nie, gaan dit jou aankla. Op die dag wat die Here kom om die skape en die bokke van mekaar te skei, gaan hy sê, jy het my woord gehoor, maar jy het nie geluister nie. Of die wêreld nou daarvan hou of nie, dit gaan gebeur. En weet julle, dis tog iets om oor baie dankbaar te wees. Hoe hopeloos sou hierdie lewe gewees het as daar nie die vooruitsig was dat Jesus regverdig gaan oordeel oor die goddeloosheid nie. Hoe hopeloos sou dit nie gewees het as ons gedink het daar's geen gevolge vir enigiemand se dade nie, dat mense kan moor en te kere gaan soos wat hulle wil, daar's geen gevolge nie. Mag definitief nou so voel. Goddelose mense doen verskriklike dinge. Die verskriklikste misdade word gepleeg. Onskuldiges ly onder moord, diefstal, pyn, oorlog. Ons lewe in 'n tyd waar oorlog so algemeen is. En dit mag voorkom asof daar geen gevolge is vir die mense wat hierdie skade aanrig nie. Wat doen ons as dit met ons gebeur? Hoe reageer ons? Met haat? Dan kan jy vir jouself vra of die lig van die Here in jou skyn, die vergifnis wat hy gebring het. Want ons troos is nie daarin om nou te vergeld nie. Ja, ons moet wet en orde toepas en ons moet dit doen soos wat die Here dit wil hê, op 'n ordelike manier, maar om iemand terug te kry op die manier wat hy dit aan jou gedoen het, lei tot 'n eindelose sondesiklus. Ons troos is daarin dat God eendag hierdie persone, indien hulle nie wil bekeer nie, baie erger sal straf as wat enige mens ooit sal kan. Ons troos is ook daarin dat die Here in hierdie mense se harte kan werk en vir hulle die lig wys en dat hulle sal glo in hom. Maar soveel beter om oordeel en wraak in die Here se hande te los. Hy sien die volle prentjie, hy ken elke mens se hart op die beste manier. Dit help nie ek probeer 'n persoon terugkry op dieselfde manier as wat hy of sy skade aan my gedoen het nie. Hierdie lei tot 'n eindelose geweldsiklus. Daar's nie hoop dan nie. Ja, Jesus het op aarde hierdie sondesiklus gebreek en bring vir my en jou die troos dat hy werklik op die regte dag, op die regte manier oor hierdie wêreld sal oordeel. In Jesaja 11 wat oor Jesus praat, sê hy dat hy die goddeloses in hierdie land hard sal oordeel. Hy sal regverdig en betroubaar wees en hy sal vrede bring. Dis 'n mooi vooruitsig. Was maklik vir my en jou om te praat en dadelik te dink, ja, hierdie en daardie persoon gaan definitief deur Jesus geoordeel word. Hulle weet nie wat vir hulle wag nie. Dit is maklik om te dink dat ons vry is hiervan. Tog is ons net so skuldig. Tog is ons lewens net so vol sonde. Dalk nie altyd so ooglopend nie, maar daar's baie waaraan ek en jy skuldig is. Ons dade getuig van ongehoorsaamheid aan die Here. Ons woorde is lelik en oordelend en afbreekend. Met dieselfde mond loof ons die Here en met dieselfde mond vloek ons medemens. Is jy seker dat jy gered is van hierdie oordeel? Ek en jy verdien hierdie oordeel. Ons verdien nie om naby aan die Here te wees nie. Ons verdien nie om 'n verhouding met hom te hê nie. As jy op jou dade roem, gaan jy deur jou dade teleurgestel word. God is heilig, hy verdra nie die sonde nie. Hy oordeel die sonde. Ek en jy behoort tussen die bokke te wees wat in die ewigheid gestraf word. Wat maak dus dat hierdie nie vir ons 'n realiteit is nie? Wat maak dat jy gered word van die ewige dood? Is dit jou goeie dade
jou status, jou bydrae, jou gehoorsaamheid aan uiterlike tradisies. Wat maak dat jy God se oordeel sal vryspring? Want ek kan nie God se oordeel dra nie, jy kan nie God se oordeel dra nie, ons kan nie staande bly voor hom nie. Daar sal niks van ons oorbly nie. Dus wat maak dat ons nie geoordeel word nie? Iets wat jou lewe verander. Die volgende woorde: in Jesus is jy reeds geoordeel. Jou sondes is reeds gestraf. Maar jy is nie daarvoor gestraf nie. Waar in die wêreld gebeur daar so iets? Waar jy nie vir jou eie oortredings gestraf word nie. In Jesus is jy reeds geoordeel. En jy is verlos daarvan. Die Christelike geloof is so interessant en so mooi eintlik. Dis die enigste geloof wat twee oordeele het. Eerstens oor ons sondes en dan oor die hele wêreld. Die tweede oordeel lê nog voor, maar die eerste een is volbring in Jesus en dis wat Jesus hierso sê in vers 47 en 48. Hy het eers gekom om die wêreld te verlos, hy het gekom om ons sondes te verlos, om ons te red, om God se oordeel te dra, dit wat ons veronderstel is om te ontvang. En die tweede oordeel lê nog voor. Maar die eerste een is volbring in Jesus. En die feit dat jy glo dat jy in Jesus verlos is, die feit dat jy weet dat jou God se seun aarde toe gekom het om vir jou sondes te sterf, maak dat jy nie hoef bang te wees vir die tweede oordeel nie. Dis het ons in Jesus die beste denkbare regter. Hy is nie net die een wat op die regterstoel bly staan en die oordeel vel en sê, jy gaan nou sterf vir alles wat jy gedoen het nie, want dit is wat ons verdien nie. As regter klim hy uit daai bank uit en hy gaan staan by jou en sê, hy dra hierdie straf vir jou onthaalwe. Hy ontvang jou doodsvonnis. Hy is die een wat jou sonde oorwin het. En daarom is jy vry. Daarom hoef jy nie bang te wees vir die oordeel nie. Daarom kan jy met sekerheid weet dat as jy met jou hele hart in Jesus glo, jy die belofte van die ewigheid in God se koninkryk het. Dan kan jy rus vind in die feit dat God nie hierdie wêreld sal los soos dit is nie. Maar dat Jesus werklik billik en reg sal oordeel. Lewe jy in hierdie verlossing? Weet jy dat jy vrygestel is van die oordeel oor jou sondes? Hoe reageer jy daarop? In ondankbaarheid? Dis onmoontlik om nie in dankbaarheid te reageer vir hierdie verlossing wat jy van Jesus af ontvang nie. Hoe sal jy voel as jy tot die dood toe veroordeel is en iemand kom staan in jou plek en dra dit vir jou? Hoeveel te meer is dit nie dan vir die ewige lewe wat die Here vir ons gee nie? In Christus lewe ons tussen die twee oordeele. Die eerste een oor ons sondes waarvan ons verlos is, waar Jesus die straf voorgedra het. En dan die tweede een wat voor lê. En albei het 'n effek op ons lewe. Omdat ons oordeel reeds op Jesus gelê is, kan ons eintlik uitsien na dit wat voor lê. Uitsien na gereg wat gaan geskied. Uitsien na die regverdige regter wat kom. Uitsien na 'n koninkryk waar daar nie meer korrupsie of sonde in gaan wees nie, waar ons bevry is daarvan tot in ewigheid. Hoe mooi gaan dit nie wees nie? En dis die feesmaal waar die Here ons hier laat aansit by met nagmaal. Om te sê, kyk, hier is my liggaam en my bloed. Dis 'n simbool daarvan. Dit het jou bevry van die eerste oordeel. Dit het jou lewe gegee. Dit maak dat jy kan uitsien na die bruilofsfees van die Lam, nadat die oordeel voltrek is oor hierdie wêreld en alles herskep is, dat jy kan uitsien om saam met Jesus by die tafel aan te sit,
en tot in ewigheid vreugde en vrede te beleef by hom. En kom ons kyk bietjie dan na die praktiese toepassing daarvan. Is dit dan reg van my om iemand anders te wil oordeel? Is dit reg van my om te dink ek het dit in my om die perfekte oordeel oor iemand anders uit te spreek? Op die manier wat die wêreld dit wil doen? Nee, dis nie reg nie. Met 'n uiterlike standaard? Nee, dis nie reg nie. As gelowiges kyk die Here na ons harte, hy kyk na ons dade, hy kyk na ons optrede, wat getuig van die geloof wat hy in ons harte geplant het. Daarom is dit so belangrik om nie vasgevang te wees in uiterlike oordeel nie. Dit is so belangrik om te weet dat Jesus ons bevry het van die oordeel en ons daarom die enigste manier waarop ons kan dink oor oordeel is dat ons mense wil leer van die Here. Dat ons wil help dat mense besef dat hulle bevry is in Jesus van hierdie eerste oordeel en kan uitsien na dit wat voorlê. Dis die beste manier om aan God se oordeel te dink. Om 'n hart te hê vir mense wat hom nog nie ken nie, om al word jy seer gemaak, al bring die wêreld pyn oor jou kant, om nog steeds nie dit te vergeld nie, maar te weet, indien dit die Here se wil is, gaan daai persoon gestraf word, maar indien dit sy wil is daar ook die moontlikheid dat so 'n persoon tot geloof in hom sal kan kom. Dit moet in ons harte wees om hierdie begeerte en behoefte te hê dat mense vir Jesus ook sal leer ken, soos wat ons hom ken. Dat ons deur die krag van die Heilige Gees sy woord sal uitdra na buite toe. Dat ons vir mense sal vertel dat daar 'n oordeel voorlê, dat God jou dade raak sien en dat God ons ken tot in ons diepste wese, maar dat jy van jou sonde bevry word deur Jesus wat hierdie oordeel dra. Dis die belangrikste. Mag ons dis vandag met dankbaarheid by die nagmaalstafel kom aansit. Mag ons daardeur versterk word en uitgaan na buite toe en weet ons is vrygespreek van God se oordeel, sy regverdige oordeel oor ons sondes. En dat ons ook die vooruitsig het vir dit wat voorlê. Hoeveel wonderlike geskenke en seëninge is dit nie wat ons van die Here af ontvang nie. Mag ons uitsien na Jesus se koms hier op aarde. Amen. Ons gaan nou oor na die nagmaalsformulier. Julle kan dit saam op die borde volg, maar ek sien is ook in die blaadjies, so wat ook al die maklikste is om te lees, kan julle dit volg. Kom luister saam na die woorde waarmee ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos Paulus dit verwoord. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet homself eers ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal op die regte wyse te vier en daardeur vertroos te word, is dit nodig dat ons onsself vooraf deeglik ondersoek en die nagmaal dan gebruik om die Here se verlossingswerk opnuut in herinnering te roep. Dis gaan dit oor selfondersoek. Ware selfondersoek bestaan uit die volgende 3 dele. Ons moet nadink oor ons sonde en die vloek wat ons oor onsself gebring het.
Hieroor moet ons onsself met diepe berou en nederigheid voor God neerbuig. Tweedens, ons moet God se vaste belofte glo dat al ons sondes vergewe is alleen op grond van die versoening wat Jesus vir ons bewerkstellig het. Omdat Christus ons skuld gedra het en ons sy geregtigheid ontvang het, is ons van ons skuld vrygespreek. Derdens, ons moet opreg begeer om God met ons hele lewe te dank, opreg voor hom te leef en in ware liefde en eensgesindheid in harmonie met ons naaste te lewe. Die 3 punte van selfondersoek is dus: weet hoe groot jou sonde is, besef jy is verlos in Jesus Christus, en lewe in dankbaarheid, sonde, verlossing en dankbaarheid. Hulle wat so gesindheid het, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Hulle wat egter God se gebod hardnekkig en sonder berou oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan almal wat in hulle sonde volhard, dat hulle nie na die nagmaal van die Here moet kom nie. Almal wat dus afgode dien, towenaars en waarseers aanhang en aan hulle glo, lasterlike dinge van God sê of skering in kerk of staat veroorsaak, mynheid pleeg of ongehoorsaam is, moet nie deel hê aan die nagmaal van die Here nie. So ook alle moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards. Want iemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het nie deel aan die koninkryk van God, van Christus nie. Belangrik wel, tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons dink ons is sonder sonde en volmaak nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons die lewe buite onsself in Christus soek. Met so gesindheid erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie tekortkominge, soos 'n gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde vir God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees met ons hele wese berou oor ons sondes. En ons begeer opreg om volgens al hierdie gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig ag om deel te hê aan die voedsel en drank wat God ons gee. Die nagmaal is ook 'n herinneringsmaaltyd. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, gebruik dit tot my gedagtenis. Om die nagmaal op hierdie wyse te vier, moet ons opreg glo dat Christus deur die Vader na die wêreld gestuur is, dat hy waarlik mens geword het en as sondelose lam God se toorn gedurende sy hele lewe op aarde in ons plek gedra het. Die oordeel waarvan ons gepraat het, uit God se toorn, God se straf gedurende sy hele lewe op aarde in ons plek gedra. Christus het God se wet in ons plek met volkomme gehoorsaamheid vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons van God se oordeel vrygespreek kan word. Hy is met spykers aan die kruis vasgeslaan om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te heg. Op hierdie manier het hy in ons plek vervloeking op hom geneem om seën aan ons te skenk. Sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie, het hy uiterste pyn en smart gely en in bange Godverlatenheid uitgeroep: my God, waarom het U my verlaat? Uiteindelik het hy met sy dood en met sy bloed wat gevloei het, die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde: dit is volbring. Wanneer ons op hierdie wyse aan hom en sy lyding dink, verseker die tekens van brood en wyn ons telkens weer dat hy hom in ons plek gestel het. Ook verseker hierdie tekens ons dat hy ons werklik met sy liggaam en bloed voed. Net soos hy ons voed wanneer ons die brood en wyn eet en drink. Op hierdie manier wil die lewende Christus ons deur sy gees van sy liefde verseker en ons onwrikbaar laat besef dat ons ook ingesluit is in hierdie genadeverbond. Elke keer as ons die nagmaal vier, getuig ons van sy dood totdat hy weer kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons vurig verlang en uitsien na die bruilofsfees van die Lam. Die nagmaal leer ons immers om die eenmalige offer wat ons Here Jesus Christus aan die kruis gebring het, heelhartig in geloof te aanvaar as die enigste grondslag van ons saligheid, die enigste kern van ons redding. Aan die kruis is sy liggaam gebreek en sy bloed uitgestort
om sodoende volkome versoening vir al ons sondes te bewerk. Ook het hy op hierdie wyse vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy vir ons die Gees verwerf, die Gees wat lewend maak, ons in ware gemeenskap aan Christus verbind en ons in al sy seëninge laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook in ware liefde saam as lede van een liggaam. Omdat ons almal deel in die een brood is ons almal een liggaam. Daarom moet almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met die woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Ons God en Vader, U wat U oor ons ontferm, ons dankie dat ons opnuut U Seun Jesus Christus se bittere kruisdood mag gedenk. Dit is 'n gebeurtenis wat vir ons soveel troos inhou. Ons bid dat U deur die Heilige Gees se opregte vertroue in ons hart sal gee, sodat ons toenemend onsself aan U Seun sal wy, en dat ons met Hom die brood van die ewige lewe versterk sal word, en nie meer in ons sondes nie, maar in verbondenheid en 'n verhouding met Hom lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is, en dat U ons kinders en erfgename is. Help ons om onsself te verloon, help ons om ons Heiland te bely, en met verlange te wag, tot hy weer sal kom om ons in ewigheid na hom toe te neem. Ons God en Vader, U wat U oor ons ontferm, verhoor ons om Jesus naam ontvul. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 23 vers 3 uit, terwyl ons alles hiervoor reg kry. Liefdes is wat ons hier sal sit, rig ons harte en ons gedagtes op Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader. Wees daarvan verseker dat die Heilige Gees U werklik versterk met Jesus se liggaam en bloed. Net so seker as wat U die brood en die wyn ontvang as herinneringstekens aan sy verlossingswerk. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet
Dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit. Dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. As ons hier sit, ons is saam sing in Psalm 116 vers 1 en aan die volgende tafel gaan ons bietjie van Psalm 116 vers 5 afsing. Dit is nou meer iets Dit word uitgenooi om weer by die tafel te kom aansit. Ons nog so 2 plekkies hier.
Liefdes rig die harte en gedagtes nou op Jesus Christus, ons voorspraak in die regterhand van ons hemelse Vader. Wees daarvan verseker dat die Heilige Gees u werklik versterk met Jesus se liggaam en bloed. Net so seker as wat u die brood en die wyn ontvang as herinneringstekens van sy verlossingswerk. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem dit, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is met 'n volkome versoening van al ons sondes. Kom ons sing Psalm 116 vers 5. Julle kan ook aansit by die tafel.
Soos wat julle hierso sit, het julle die geleentheid om julle harte en gedagtes op Jesus Christus te rig. Hy is ons voorspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader. Wees daarvan verseker dat die Heilige Gees u werklik versterk met Jesus se liggaam en bloed. Net so seker as wat u die brood en die wyn ontvang, as herinneringstekens van sy verlossingswerk. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem dit in daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem drink almal daaruit, dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Ons sing Psalm 116 vers 6. Julle kan weer kom aansit by die tafel.
almal net die moederskamer in die so. Hierdie gaan dan die laaste tafel wees, as nog iemand wat toe kom aansit. Met my moederskamer is ook reg. Dit is riggie hart en gedagtes op Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterkant van ons hemelse Vader. Wees daarvan verseker dat die Heilige Gees u werklik versterk met Jesus se liggaam en bloed. Net so seker as dat u die brood en die wyn ontvang as herinneringstekens van sy verlossingswerk. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem eet, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem drink almal daaruit, dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Goed, kom ons sing saam Psalm 116 vers 7. Geliefdes, omdat die Here ons met die brood van die lewe versterk het, laat ons almal sy naam dankbaar loof en prys met die woorde: Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Want so groot as wat die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al hierdie ander dinge saam met genade skenk nie?
Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons God en Vader, U wat U oor ons ontferm, ons dank U en loof U vir die heerlike beloftes van die evangelie wat met hierdie nagmaal bekragtig is. Ons dank U dat U enigste seun aan ons geskenk is as 'n middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid, laat U Heilige Gees in ons werk sodat ons die boodskap van die dood van ons Here elke dag sal laat, sodat ons in die boodskap van die dood van ons Here elke dag sal groei in die geloof en in heerlike gemeenskap met ons Here Jesus Christus. Ons dank U dat ons die genade kan ontvang om saam te kan nagmaal gebruik. Ons dank U dat ons vrygespreek is van die oordeel oor ons sondes en dat ons nou kan lewe, en dat U ons so lief het dat U ons bevry daarvan. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons sluit af met skrifruiming 7, of in die nuwe nomering 5-2. Daarvan gaan